daar, welkom terug by die groot ontbyt. Gerard Steyn het 'n splinternuwe liedjie en vanmôre is hy hier op die bank. Môre Gerard. Goeiemôre julle, hoe gaan dit? Lekker man. Bly om jou te sien. Lekker om jou te sien. Ek dink ons mekaar laas op 7 maande gesien. Nee. Dis lang terug, ja. Ja. Nee, dit was Wat? Ja, onthou Oh jy? my word. Dis Dit lang was 2000. Dis was in die 1900s, ja, dit was. Wow. Hoorie. Ons bietjie praat oor die feit dat hierdie liedjie wat jy nou gaan uitbring. Ons gaan reguit liedjie toe nou. Eintlik geïnspireer is deur jou vrou. Ja. Hy is so mooi. Man, liefde, ek is maar 'n sakker vir liefde en ek weet my vrou dink nie altyd ek's romanties, maar ek dink nog gelukkig is. Weet jy, ek en my vrou het toe ons ontmoet het ons deur 'n tydjie gegaan wat ons net vriende was en ons het glad nie mekaar gesien vir 3 maande nie. Ons was uit, nie dat ons ooit uitgegaan het nie, maar ons was toe uit vir 3 maande, nie met mekaar gepraat nie. En letterlik het 3 maande verbygaan en ek het besef na daai 3 maande, hoor jy, ek het die grootste fout van my lewe gemaak. Wat? En ons is letterlik 'n week daarna verloof. En ja, soos ek sê, ons het nooit eens uitgegaan nie, maar wat ek ervaar het in daai tyd was geweest dat ek het vir 'n jaar lank geweet. Dis my vrou en ek het vir 'n jaar lank daarteen beklei. En dis hoekom die woorde van die sang sê as die Here jou iemand gee, hoekom sal jy sê nee? Hoekom sê jy wegstap en die bande breek? En ja, en toe dit gebeur, hulle sê dit kom soos 'n groot In die nag. ding in die nag. En ja, so dis letterlik die liefde. Die liefde het my geïnspireer om die sang te skryf en dit het 13 jaar gevat om hierdie te skryf. Ek wil sê 13 jaar 1 Junie. Julle 1 Junie was julle 1 Junie was ons huweliksherdenking. huweliksherdenking, ja. 13 jaar. Ja. Nou, well done. Ja. Wat is vir jou die mooiste kwaliteit van jou vrou? Dat sy so maklik vergewe, so maklik aangaan as iets nie lekker is of iets nie lekker. Jy weet, 'n min vrouens doen dit. Sure. Sy kan wegstap en sê, dis fyn, ons is nou oor dit, dis nou verby, né? Let's go. En net sy het my geleer om lief te hê, sy het my geleer om drukkies te gee, om meer lief te hê. En ek moet vir jou sê, een van die dinge wat vir my wel gebeur het toe ek getrou het, is dat as 'n kunstenaar, as 'n jong kunstenaar op die pad, op die verhoog reg oor die land, het ek altyd leeg op die verhoog geklim. Weet, jy's leeg. Jy weet jy, mense ken jou liedjies, mense ken jou, mense weet wie jy is, jy doen goed, jy's suksesvol, als maar iets kort. Weet, en toe ek trou, toe verander daai hele prentjie met my kinders en my vrou. Nou stap ek jare later op 'n verhoog met 'n vol hart en ek stap af met 'n vol hart want ek weet hoekom ek dit doen. Sure. Ja, so familie is vir my alles. Dit is my baie mooi. Hoe balanseer mens dit? Want jy gaan nog steeds pa op toer. So hoe baie balanseer jy dit om by familie tyd te maak, maar nog steeds op die pad te wees? Ek weet ook jy het onlangs, jy weet, jou dogter saamgevat na een van die vertonings toe. Doen jy dit gereeld? Probeer jy dit meer doen? Sê my asseblief, hoe balanseer mens dit? Dit is moeilik, dit is nie altyd maklik nie en ons is ook bietjie verder uit die stad uit op die oomblik, so daar's nog bietjie meer challenges, maar dis ons keuse en ons het dit so besluit en so gedoen. Die geraas, as jy my vrou gaan vra wat wil ek hê, dan sal sy vir jou sê stilte. Sy weet ek like stilte, ek like eenkant wees, ek like Vandaar die feit dat jy 'n bietjie uit die stad uit is. Ja. Presies dit. En ja, maar om te balanseer, ek bedoel, ek dink my broer het een keer vir my baie mooi gesê, en my broer is vir my getroud en hy het vir my gesê, Boeta, jy moet een ding onthou, né? Jou werk is soos 'n rubberballetjie. Enigiets anders in die lewe is 'n rubberballetjie. As dit val, dan bounce dit terug. Sê my, jou gesin is 'n glasbal. Jy kan nie daai glasbal laat val nie. As jy hom laat val, dan breek hy. Wow. So dit is 'n breekbare ja, dis breekbaar. Dis mooi gesê. Jy sit nie hier met jou gitaar. Ja. Ons praat nou eintlik diep goed. Ons kan net sê wel die gitaar eenkant gelos het. maar jy is nou hier met die gitaar. Ja. Speel vir ons ietsie. Ek moet vir een van my gunsteling songs wat ek van hou om te sing, is nie noodwendig een van my eie songs nie, maar is 'n song wat ek gedoen het saam met een van die grootste legendes in Afrikaanse musiek en TV is natuurlik Richard van der Westhuizen. En hy het 'n song geskryf met die naam van Tussen Treine. Ja, dis mooi. Richard. So ek hou van hierdie song, is een van my gunstelings. Ek wonder wat van jou geword het. Jy wat nog so by my spook. Weet net ons, het die vuur gemaak. Die wêreld dan die brand gestook. Nou is die nagte soveel stiller. En daar is jy op. Almal saam. Ons twee was die wilde wind se blare. Dis mooi, né? En skaartjies lê die hele wêreld vol. Tussen treine.
Dis instasies, lê daar basies, net die leë spore, dis in treine, dis instasies, lê die leë spasies, van die onskuld nou verlore. Dis al 'n tune en 'n half. Man, Richard kan skryf. Oom Riekie kan Daai dit. en dis die ding van 'n goeie liedjie, nê? 'n goeie liedjie of 'n goed geskryfde liedjie is ene wat deur tyd bly staan. Absoluut, dis belangrik. Weet ek het hierdie siening van liedjies, die tipe verskillende liedjies wat jy kry soos byvoorbeeld weet 'n trefferliedjie, soos ons sal sê kommersiële trefferliedjie is 'n kersboom wat opgeslaan word. Ja. Soos Baby Chocolates en Yes. daai tipe kommersiële liedjie, maar 'n liedjie soos Rooi Roos en jy's my hart op vir my Ja. is 'n boontjie wat jy plant. En hy begin te groei en hy word al hoe groter. En vandag kan ek sien op my optredes, jy weet daai tipe songs as die goeders wat groot bome is, weet op jou shows. En ja, so ek glo hierdie song wat ek nou uitbring is ook een van daai boontjies wat ek plant. En hy launch vandag. Hy launch vandag. Hy het al maar hier launch hy eerste keer op TV, die eerste keer dat mense die video op TV sien so. Ja, maar ons gaan hom nou kyk. Baie dankie vir jou moeite vanmôre. Dankie vir al die pad inry. Dankie vir jou. Uit jou stilte uit weer in die geraas en met ons te kon gesels. Ons waardeer dit. Julle maak hom lekker geraas. So. Ons waardeer dit regtig. Dankie vir jou Dankie kuier. vir julle man. Nou ja, daar's dit Gerrit Stein. En hier is daai liedjie. Ja, vra net vir jou.